ek is Estel Geldenhuys en ja, ek het net gevoel ek kan dit nie los nie. Ek moet gehoorsaam wees teenoor die Heilige Gees, want op die ou einde dan dink ek gaan ons almal voor God staan en dit is net vir my was net vir my so absoluut dringendheid om regtig vertel van die wonderwerk wat God vir my gedoen het. En party kan sê dis 'n groot wonderwerk, maar ek dink ons moet vir die klein en die groot wonderwerke altyd vir God dankie sê. En dis regtig die begeerte en behoefte van my hart. Ek is nie baie lank in die Kaap nie. En die begin van die jaar het ek eintlik so op Januarie het ek al begin voel, iets is nie lekker met my liggaam nie. Ja, en ek het net die een nag, die donderdag nag, het my hele liggaam was absoluut, dit was koors en gebrand, alhoewel ek ongelooflik koud gekry het. My tande het regtig op mekaar geklap. Vroeg die oggend het ek my dogter gebel en vir haar gesê, sis, mamma is regtig, ek voel nie lekker nie, en sy het my kom haal, hospitaal toe gevat, en hulle het 'n paar bloedtoetse en goed geneem, soos ek opgeneem, en die dokter het na my toe gekom en vir my gesê, my infeksietelling is 118, en hy moet so 4, 5 dae rond wees. So ek is opgeneem in die hospitaal, met die doel dat hulle kyk, waar kom die infeksie vandaan, maar in die hospitaal die eerste 3 dae, het my telling, ten spyte van, hulle het my op 'n baie sterk antibiotika gesit, wat 'n wye reeks dek, om uit te vind waar kom die infeksie vandaan. So die eerste 3 dae het die infeksie steeds nog hoër en hoër geword. Adelinde en Christian, my dogter en my seun was toevallig die een oggend daar toe die dokter daar gekom het, en ek het kieretjie op die bed gesit, regop, want ek is nie 'n baie goeie pasiënt nie, en ek hou nie daarvan om te lê nie, en die dokter het vir hulle gesê, oor jou ma is baie siek, en ek het die dokter so gestaan en kyk en gedog, so, alhoewel ek geweet het, my liggaam, maar ek het 'n manier om myself ook te salf elke aand, en ek het net die hele tyd, ek weet eintlik nie wat het ek gedink nie, en elke oggend, Adelinde was nou 'n paar keer daar dat hulle gesukkel het om my are te kry, want my aartjies is verskriklik power en klein, en dis elke keer 'n storie om 'n aar te kry vir die antibiotika of enige medikasie en goedjies, maar ja. En die volgende dag, toe is my dogter, ek toevallig weer daar, en die dokter sê weer vir haar, hoor, jou ma is baie siek. En ek weet nie wat het ek gedink daarvan nie. Ek het gedink, okay, maar ek voel al beter. So die dae gekom en gegaan, en elke dag het ek vir die kinders gesê, nee, ek gaan môre huis toe, en ek gaan môre huis toe. En so het dit nou nie gebeur nie, maar soos was ek onder 5 verskillende spesialiste, en almal het toetse gedoen, en bloed getrek, en dit is scans, en is van hier na daar, maar ek is nie ou wat regtig in die bed lê nie, so ek het op en af daar in die gange in die hospitaal rondgeloop, en met almal gegrap en alles. Die dag toe ek nou ontslaan word, ek het nog steeds nie eintlik regtig weet waar kom die infeksietelling vandaan nie. So het elke spesialist in moes my uitteken, en die laaste spesialist, die gynae, het toe by my gekom, en ek het nou al my goed alles opgepak, want ek gaan nou huis toe, Adelinde kom my haal, so ek is ready to go. Ek dink elke keer by myself, dan dink ek, Estel, jy, ek weet nie wat het ek gedink nie, maar vir een oomblik het ek nooit daarop gekonsentreer, dat ek gedink het, ek is siek nie. Ja, ek het nie lekker gevoel nie, maar
ek dink ek gaan maar net altyd aan. So net voordat Adeline my toe kom haal, toe kom die ginekoloog na my toe en toe sê hy vir my, hoorie, hy wil net vir my sê, hy het vir my goeie nuus, my mammogram is reg, maar my papsmeer is nie. En dit is cervixkanker. Ek nog steeds het ek nie geweet wat om te dink. Ek dink ek was net so bly om huis toe te gaan, dat ek nie een keer my toegelaat het om daarop te fokus nie. Soos ek huis toe, ek het in die kar geklim en ek was so bly om huis toe te gaan. En ek het net vir Adelinde genoem en nie regtig iets daarvan gemaak nie en sy het my by die huis afgelaai en hulle het die aand 'n draaidag gemaak, ons het saam geëet en toe hulle nou weg is en ek lê in my bed, dink ek het ek met die Here gepraat en ek het nie een keer dat ek gevoel het, sjoe, ek wil nou my telefoon vat en Google oor hierdie kanker en daar glad nie. Ek dink nie een keer my eie dit vir myself gevat nie. En ja, en ek het net besef, sjoe, okay, maar dit daartoe gelaat, die ginekoloog het vir my gesê, ek moet die 28ste Januarie word ek opgeneem, en dan sal hulle nou die kanker uitsny. Soos ek die 28ste Januarie 2025, so my jaar het eintlik wonderlik begin. Met 'n wonderwerk van God. Hy doen elke dag vir ons wonderwerke. Ek dink net ons sien dit nie altyd raak nie. Ons was daai dag 4. 3 van die vrouens was nou so in hulle vroeë 30, soos my dogter. En so ek was die ou tannie daar tussenin. Ek was derde op die teaterlys. En my skoonseun sê hoek af my, ek is wring oud. Maar in elk geval, toe die eerste vroutjie uit die teater uitkom, en sy huil verskriklik, en ek sit regop op die bed, ek het nog eers my teaterjakkie aan, of wat ook al nie, want dis net, ek is nie siek nie. Ja, ek het nie geweet wat om te doen nie. Ek het nie geweet ek het net hierdie nonchalante houding eintlik gehad. En toe die vroutjie uitkom en sy huil en hulle moet die linne kom verander want sy bloei en alles. Toe besef ek, o jette, gaan ek bloei. En ek bel my dogter en ek sê vir haar, hoorie, voordat jy mamma kom haal, stop net iewers en kry net vir my doekies, want dit lyk wat ek gaan bloei. Maar voordat ek toe nou ingegaan het, toe kom die ginekoloog en die onkoloog. Toe sê hy vir my, hoorie, hy gaan my baie diep sny, want ek is nou al oud, ek gaan nou nie meer babietjies kry, wat ook al nie, so hulle gaan my lekker diep sny, om seker te maak, hulle sny al die kanker uit. En ek sê toe, nee, dis reg dokter, jy weet, hulle moet doen, want hulle is die professionele mense. Ek dink voordat ek ingegaan het, was my, wat ek een keer daaraan gedink het, het ek vir die Here gesê, ek het die Here vertrou vir, Here, as ek oor 'n jaar terugkom, dan sal ek graag wil skoon wees as hulle weer 'n toets doen. En dis dit. En ek het gesê, dis reg, okay, so kom toe my beurt om teater toe te gaan, en ek is teater toe, en terwyl ek daar op die bed lê in die teater, toe sê ek, die suster die narkotiseer, en nou die 2 dokters. En ek sê vir hulle,
ek seën julle. En ek sê, julle almal is instrumente in God se hande en ek seën julle hande en wat julle ook aan my gaan doen. En die narkotiseer lag ek het nog hier by my gestaan want ek sê toe vir hom, hulle sukkel om my are te kry en hy het 'n aar gekry, maar jy kan sien hulle het reggemaak daar in die teater vir 'n lang storie. En ek het gesê, ek het baie getravel in my lewe en ek sê toe vir die narkotiseer. Ek het so lanklaas daai gevoel gehad as jy so inspuit en jy raak so lekker in die slaap. En ek sê ek gaan Rome toe. Want Rome was een van my geliefde plekke altyd. In elk geval en ek sê ek bless julle en so is ek toe nou uit. Dit mos altyd 'n vreeslike lekker gevoel, daai slaapgevoel dat jy so slaap. En toe ek bykom, toe sit ek nou terug in die kamer en na rukkie toe die dokter stop by my en toe sê hy vir my, hoor jy stel, toe sê hy al die mediese goeders is daar. Al die mediese verslagte en alles, dis kanker. Maar toe ons jou opereer, daar's niks. Ja, dit was net so absolute wil nie sê unbelievable nie, maar op daai oomblik voel jy so klein en God is so groot en hy sê ek en jy weet wie die werk gedoen en ek sê ja, ons aanbid 'n God van wonderwerke. En om terug te kom by my punt, toe ek die eerste keer toe ek nou regtig vir die Here gevra het, as ek oor 'n jaar teruggaan, dan wil ek graag skoon wees. En God het gesê nee. Ek wil vandag vir jou 'n wonderwerk doen. En dit was net so amazing dat ek besef dat ek het eintlik vir die Here gesê, gecompromise en gesê as ek oor 'n jaar wil ek skoon wees. En die Here sê nee, ek wil dit vandag vir jou doen. Jy is genees. Jy het nie kanker nie. Dit is vir my net, daar so baie dinge weer vir my opnuut in die Bybel. Net so waar geword wat die Heilige Gees in verskeie maniere by my opbring en dan dink ek die Here sê as ons geloof soos 'n mosterdsaadjie is. En dan dink ek die Here wil vir ons die beste gee. Die een keer dat ek gedink het ook aan kanker, het Psalm 23 van my opgekom. En dit is my altyd so mooi Psalm, dat die Here is my herder. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, hy sal met my wees. Ja, en stadig maar seker het die Heilige Gees begin om binne my te werk en ek het net gevoel ek kan dit nie los nie want ons aanbid 'n God van wonderwerke. Hy wil vir ons 'n wonderwerk doen. Hy wil. Vertrou ons hom altyd vir 'n wonderwerk of ja, in my wat ek reeds gesê het is ek het gedink as ek oor 'n jaar teruggaan en ek was skoon. En die Here het net weer vir my kom wys dat hy is presies nog dieselfde wat hy 2000 jaar terug was. Hy's nog presies dieselfde. Ons aanbid 'n God van wonderwerke. En ek dink ons moet altyd gereed wees en dit verwag, ons geloof. Ek het net was vir my absoluut net weer so ding dat ek net sê Here, dat as my geloof maar net so 'n mosterdsaadjie kan wees. So ek wil
net vir die Here al die lof en al die eer gee, want dit is regtig net genade. Ek dink ons dink baie keer so as ons kinders van die Here is en jy stap op pad saam met die Here, of jy het jou hart vir die Here gegee, dan dink mense dit moet altyd net rooskleurig gaan. Nee, daarom is Psalm 23 vir my net so ongelooflik beautiful dat hy vir ons sê, al gaan jy in 'n dal van doodskaduwee, hy is daar. En ek het vir myself afgevra, ek vra altyd as daar iets gebeur in my lewe, Here, wat wil U vir my leer? Wat moet ek uit hierdie situasie leer? En ek kan net sê dat dit is so, ons aanbid 'n God van wonderwerke en ek wil vir hom, vir ons Abba Vader, al die lof en al die eer gee, want dis genade, dis absoluut genade. Ek verdien dit nie, maar dit is God se groot genade. Dankie.